Sjoe, binnelanders kykers, hou vas julle hoede, want hierdie week is een vir die boeke. Aan die een kant is daar hoop wat weer begin blom, maar aan die ander kant is daar harte wat in duisende stukkies breek. Maar die uiteindelike vraag is, hoe kan 'n verrassingspartytjie en 'n paar raaiselagtige krampe alles heeltemal laat ontplof? Kom ons duik in die 3 storielyne wat jou hierdie week op die punt van jou stoel gaan hou. Eerstop, ons moet oor Naomi Koster praat. Ons almal weet haar pad na moederskap was alles behalwe maklik. En ons onthou die hartseer van haar vorige IVF-pogings. Sy is duidelik moedeloos oor haar toekoms en die nuus dat sy binneland gaan verlaat. Het almal in rep en roer, met Ella wat dadelik 'n groot afskeidspartytjies beplan. Maar net wanneer ons dink sy maak 'n hoofstuk toe, doen sy iets wat niemand sien kom het nie. Sy besluit om IVF nog een laaste kans te gee. Hierdie besluit laat dadelik alarmklokkies lui vir haar geliefdes. Val Louis se hart in sy skoene. Hy, meer as enigiemand, weet hoe verpletterd die teleurstelling kan wees en is doodbenoud sy stel haarself op vir nog 'n groot hartseer. Is sy regtig emosioneel sterk genoeg hiervoor? Die spanning is ongelooflik, want terwyl sy aan hierdie laaste bietjie hoop vasklou, beplan die res van die hospitaal al vir 'n toekoms sonder haar. So, die groot vraag is, gaan hierdie laaste kans vir haar die geluk bring waarna sy so smag, of is hierdie die begin van haar diepste hartseer nog? Terwyl Naomi se hart vol nuwe hoop is daar 2 ander karakters wie se harte letterlik besig is om te breek. Rian en Amor. Die spanning tussen hulle het nou 'n punt bereik, waar dit net nie meer werk nie. Hierdie week moet albei erken dat hierdie gevoelens vir mekaar hulle heeltemal uitmekaar skeer. Dis nie meer net 'n ongemaklike oomblik in die gange nie, dis 'n diep, pynlike emosie wat hulle nie langer kan onderdruk nie. Rian gaan nog baie spyt kry, veral as Amor se streke aan die lig gaan kom. Maar hulle probeer dit wegsteek, maar kom aan. Dis binneland, en binneland stereo is orals. Geheime bly nie lank geheime nie, en natuurlik, wie anders as Annetjie sien presies wat aangaan. Kan Rian en Amor regtig aangaan asof niks fout is nie, veral nou dat Annetjie weet? Weer eens, sê ek, hou verby Rian, jy gaan seer kry. En asof dit nie genoeg drama is nie, is die res van die hospitaal in absolute chaos gedompel. Dit begin alles klein, met Tracy wat hier die vreemde en geheimsinnige krampe kry. Nou ja, in die sepie wêreld weet ons dit kan enigiets beteken, nee. Hierdie persoonlike krisis slaan toe terwyl sy en Talia desperaat probeer om Naomi se verrassingspartytjie te reël. En dit lyk asof hierdie partytjie die middelpunt van al die drama gaan wees. Van alle kante af bou die spanning op. Dani verloor sy meer met Michael, wat dinge tussen hulle net erger maak. Francie en Mersha se geheime kom uit nadat hulle uit Eikhof getrek het. Selfs ys word ingesleep, omgekrap oor sy aanlyn profiel wat uiteindelik live gaan. En om alles te kroon, neem Nicolette se verhouding 'n onverwagse skerp draai wat haar wêreld heeltemal omkrap. Ek hou nog steeds die hoop vir Ys en Nicolette. Vergeet van Michael, en dit lyk of daar miskien dalk 'n ding tussen haar en Dani gaan kom. Wat dink julle van Nicolette en Dani? Laat weet my onder in die comments. Al hierdie klein drama soos petrol wat oral uitgegooi word. En die vierhoutjie, dit is Naomi se afskeidpartytjie, met gerugte van 'n geheimsinnige en kwaadwillige man wat sy opwagting maak om dinge verder te ontwrig. Is die verhoog gereed vir 'n klimaks wat niemand sal vergeet nie. So ja, tussen herleefde hoop, gebroke harte en 'n partytjie wat bestem is vir chaos, is een ding duidelik. Amper niemand gaan ongeskonde uit hierdie week stap nie. Die gevolge hiervan gaan ons nog lank voel. Nou wil ek by julle hoor, wat dink julle gaan die grootste skok wees? Is Naomi se hoop geregverdig of maak sy 'n fout? Gaan Rian en Amor se geheim uitkom en wat op aarde gaan by daardie partytjie gebeur? Laat weet my julle teorie in die kommentaar onder. En moenie vergeet om in te teken vir nog binnelanders ontledings nie.